Goeiedag, ons is by sessie 41, vraag en antwoord 56. Die vraag is, wat glo jy van die vergewing van sondes? En dan kom die antwoord, dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek lewe, lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Skalk, hierdie is 'n baie aktuele ene. Glo jy in die vergewing van sondes? Ja, kyk, in ons vorige sessie het jy gepraat oor die klippies in die skoen. Die kerk is vir baie mense 'n klippie in die skoen. Hy irriteer hulle en die kerk vang stupid goed aan partykeer. Nou, wie is die kerk? Die kerk is maar die dominees en die ouderlinge en die mense. En wat se soort mense is hulle? Hulle is mense wat die vergifnis van die Here ontvang het en wat uit hierdie vergifnis probeer lewe. Kry hulle dit volkome reg? Nogal nie. Paulus sê in Romeine 7, dan sê hy, ek ontdek hierdie wet in my, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, en die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Nou, daar is 'n hele debat daaroor of Paulus nou praat van iemand voor Christus, want in Romeine 8 klink dit asof hy wil sê, deur die Heilige Gees oorwin ek wel oor die sonde, vind ek wel oorwinning oor die sonde. Maar hoe jy ook al die debat sou kies vir watter kant toe jy kies, daar is 'n vlak in ons as Christene se lewens waar ons dit voortdurend ontdek dat ons onvolmaakte mense is. Dat ons voortdurend ontdek, ag man, ek het gisterand vir iemand iets gesê, dit was nie 'n lelike ding nie, maar is tog iets wat ek toe na die tyd dink, jene skaak van wy, klap jouself 'n slag teen die kop. Dit was onnodig, jy moes nie dit gesê het. Maar het is eintlik goeie nuus as jy met jouself begin worstel oor die goed, ek kom nogal agter. Ja. Dit is nie asof jy jy voel al hoe meer skuldig. En om skuldig te voel is eintlik op 'n manier die Heilige Gees wat 'n reinigingsproses begin vir jou sê, yes, jy moet verander. En ek kan tye in my lewe nou wat ek baie glad skuldig gevoel het oor 'n klomp goed nie. Ja, so skuld is skuld is 'n ongelooflike ding om jou bewus te maak van jou daaglikse lewe. Ja, kyk, en dis vir my een van die wonderlikste goed van die katekismes. Kyk, hy is mos nou in 3 dele verdeel. Die eerste deel is hoe groot my sonde en skuld is, nee? Die tweede deel is hoe ek van hierdie skuld verlos kan word. Ons is nou besig met die tweede deel, en die derde deel is hoe ek vir God dankie sê. En by die dankie sê deel kom in hoe sê ek vir God dankie? En dan sê ek vir God dankie deur berou. Ja. Die berou kom nie noodwendig voor my vergifnis nie. Die berou kom dikwels na my vergifnis. Dis eers as ek die vergifnis ontvang het, wat ek begin besef hoe aap ek was. Ja, dat jy skuldig begin voel. Dat ek my skuld regtig begin verstaan. Ja. En dat ek vir die Here al meer dankie sê. En dat ek, en die afsterwe van die ou mens vind nie plaas voor ek tot bekering kom. Is deel van die bekering, maar bekering in die derde deel van die katekismes volg na verlossing. Nie voor verlossing. Dis nie 'n voorwaarde vir die verlossing nie. Maar in die katekismes is dit die gevolg van verlossing. En ek so in die Ou Testament, Psalm 130, kyk Toosius se vertaling wat ons ou Psalm vertaling was. Hy's in die nuwe boek ook opgeneem. Se tweede vers sê, as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan,
Wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Hoekom vrees ons God met bewing reg kinderlik? Omdat daar vergifnis by hom is. Vergifnis bring my voor die grootheid van die almagtige God te staan. Meer nog as wat die skepping dit doen. En ek wil amper net vir jou daar aanspreek, en as jy daar kom, dan is groot kwessies en verskille nietig. As jy daar kom, weet, want ons praat nou oor hierdie oomblik, is 'n oomblik wat almal van ons ken. Ek wil ons ken die oomblik. Dis nie dat ons nou oor iets praat wat ons nog nie ervaar het. Niemand. Ons het dit ervaar en ons verstaan in daai oomblik smelt eintlik jou opinies, jou vooroordele, jou eie geregtigheid. Dit smelt, want jy sê nou mooi gesê in vrees half. Dit smelt weg in iets groter. En daai punt, ons praat oor klippies in die kerk, ons praat oor waar's hak. So nou is die vraag, as jy weet, waar's daai punt wat ons gelyk, want dan maak dit ons gelyk, nee. Dan is ons op gelyke vlak. Maar die probleem is, ons is nie op gelyke vlak nie, want ons is selfgeregverdig op in ons opinies en standpunte. Kyk, ek dink, kom ek sê dit so, nie lank gelede nie, so 2-3 weke gelede, het David French is 'n regsgeleerde, student van Harvard, so hy het die regte universiteitsnaam agter sy naam, wonderbare joernalis, skryf gereeld vir die New York Times, regtig 'n besonder ou, 'n toegewyde kind van die Here. Die goed wat hy vir die koerant skryf, is baie keer soos 'n preek. Dis nie 'n preek soos 'n preek in die kerk nie, maar ek voel partykeer jette, mense sou net 'n ding van David French amper net so kon preek as jy net 'n teks bysit. En hy het nou die dag geskrywe en gesê, daar's 'n sogenaamde oplewing in die kerk in Amerika. Dis waar die kerksyfers, die bywoningssyfers, die jare lank al besig was om af te neem, begin dit nou weer toeneem. Daaroor moet ons natuurlik baie bly wees, of moet ons? Hy sê, en dan vir sy vraag nou, hoe, is die syfers van toenemende kerkbywoning 'n goeie teken? En dan sê hy, nie noodwendig nie. En dan kom hy met hierdie ding, hy sê, die toename kom juis in die regse politieke dele, waar mense God vir hulle politiek begin toeëien. Hy sê, alle herlewings begin met nederige sondebelydenis. Hy sê, die toename wat hy op die oomblik in Amerika sien is, 'n toename in, ons is in die moeilikheid en dis julle skuld. Ons, die kerk, gaan dit regmaak. Julle skuld. Hy sê, die oomblik as jy sê, julle skuld, dan is daar nie 'n herlewing nie. Dis mooi. Herlewing begin my skuld. My skuld. En weet jy, en dis 'n werklike diepe insig wat die ou het. Onthou nou, hy's 'n regsgeleerde nie, maar hy sê, herlewing begin wanneer jy sê, my skuld. Wanneer jy uit die dieptes roep, Psalm 130, uit die dieptes roep na God. Hy sê, alle herlewings begin met hierdie intense, nederige, diepe buig voor die almagtige God. En die oomblik wat jy dit doen en sy vergifnis aanvaar, breek daar 'n nuwe wêreld oop. Groei die kerk, ontwikkel die kerk. Hy sê, en hy sien dit nie op die oomblik in die kerk in Amerika nie. So ek wil nou terugkom by ons kerk. Die oomblik as ons op hoë pertjies sit en afkyk op die ouens wat op 'n donkie Jerusalem wil binne ry.
die oomblik wat ons dit doen, is ons nie meer by die Christus nie. Ons moet nie op ons perdjies klim nie. Ons moet altyd begin met, dalk is jy reg, sê nou ek is verkeerd. En ons moet altyd begin met, waar staan ek voor die Here? Maar onthou nou, jete, ou Marius, dis dan moeilik. Nee, want terwyl ons nog in hierdie liggaam, op hierdie aarde lewe, gaan ons altyd worstel hiermee. Onthou hoe die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees met ons? Kom ons kontrasteer dit met Christus. Toe die Seun van God mens word, het hy nie 'n bestaande mens aangeneem nie. Hy het volledig, absoluut, net soos ons, in alle opsigte gelyk, behalwe die sonde, het hy 'n mens geword. Maar hy het, die mens wat hy geword het, is die Seun van God, met die persoonlikheid van die Seun van God. Toe die Heilige Gees kom vat hy mense, bestaande mense, met bestaande persoonlikhede, met bestaande traumas, met bestaande persoonlikheidsprobleme, met bestaande verkeerde neigings. En hy pak hierdie astronomies moeilike taak aan, om ons te verander, om ons nuut te maak. Ja. Maar hy maak ons nuut, nie met mag en geweld nie, maar deur te fluister in ons oor. En weer die genade van 'n proses. As ek dink aan Handelinge 15 byvoorbeeld, is daar 'n groot oneenigheid tussen 'n klomp mense, en hulle sê, wat moet ons doen? En hulle besluit op 'n metode, maar die metode het ook nie eintlik gewerk nie, want hulle het toe teruggegaan en toe weer vir mekaar kwaad geraak. En dieselfde met Paulus tot bekering gekom en nie van 'n voetspoor. Sy teologie het gegroei oor jare. Ja, sy teologie so, dit vat tyd. So daar's 'n groot stuk genade by ons, en daar's 'n groot stuk vorming deur hierdie genade. En jy kan ongelukkig dit nie vinnig vorentoe spring nie. Jy moet nou ongelukkig die pyn deurgaan van skuld en van vergifnis en herstel. En oor tyd maak dit ons sagter. Weet jy, ek het al vroeër verwys na die teoloog van Rieler in Nederland. Wonderbaarlike ou, hy is die, ek wil amper sê, hy is die teoloog van die sigaar. Hy is van die sigaar en die glasie wyn in die aand. Hy het 'n soort lewensvreugde en vreugde in die Here, en 'n soort vryheid om voor die aangesig van die Here met vreugde te lewe, wat jy by min ander ouens kry. Party ouens kan tog so erg suur wees. Maar Van Rieler is nie so nie. Maar Van Rieler skryf iewerster, en dit het my geïnteresseerd toe ek dit die eerste keer lees, dat die Christendom is die enigste godsdiens wat weet van vergifnis. Van vrye vergifnis. En ek het gedink, nee Willem, dit is toch nie waar nie, prof, want moslims weet dit ook, maar moslims weet van 'n vergifnis wat jy kry as jy opmaak deur goeie werke. Maar 'n vrye vergifnis, 'n vrye vergifnis, 'n vergifnis van die Here God wat self sy seun laat sterf in jou plek sodat jy mag lewe. Dit weet net die Christendom. Geen ander godsdiens op aarde kan mense hierdie bevryding, hierdie heerlike geskenk aanbied, hierdie vrye geskenk, om te sê dat as jy soos Psalm 130 sê, uit die dieptes na God roep, want by u is daar vergewing altyd nog gewees, sê Tosius, dan kry jy daar die vergewing wat altyd nog by hom gewees het. En dis die verlossing, dit is wat ons verlossing beteken, soos uiteindelike verlossing, maar dis hierdie voortdurende proses waarin jy is. Dis hierdie voortdurende proses, hierdie herstel van my verhouding met God, wat my vrymoedigheid gee, om in enige situasie
vir hom te sê, liewe Here, help. Ja. En ek het al met die Here sê, Here, ekskuus tog, maar jy weet, ek het nou die laaste tyd nie eintlik baie aan nie gedink nie, ek was te besig, maar ek het nou u hulp nodig, vergewe my asseblief, my help. En ek kan altyd, altyd. Maar dit bring ons, dis die mooi ding net weer vir my, dit bring ons in ruimtes en spasies, waar nuwe lewe en groei moontlik is. Ja. En weer eens vir ons as Christene, ons dink weer eens dat die verkeerde godsdienstige goed ons by daai plekke bring. So ons kan 'n klomp alternatiewe godsdienstige goed gaan haal en dit in daai plek sit van verlossing. En ons misgis. Maar die ware verlossing, jy het nou mooi gesê, ek dink ek in die sessie, kom by ware berou uit. Dis wat waar is. Jy weet, en dis wat jy waar kan ontdek. Maar kom ons kyk na die besprekingsvraag. Wanneer jy om vergifnis vra, aanvaar jy volle verantwoordelikheid vir wat jy verkeerd gedoen het. Gesels 'n bietjie met ander oor hoekom dit beter is om jou skuld te bely as om die fout vir wat in jou lewe verkeerd gegaan het by ander te soek. Ja, hierdie is 'n baie mooi ene. En dan vir ons volgende sessie, die mense verwag dat ons vir ewig as verloste siele in die hemel gaan voortleef. Die Bybel sê dat ons met liggame op die nuwe aarde gaan lewe. Hoekom dink jy is die meeste mense meer gefokus op die hemel as die nuwe aarde?